and you know exactly what's happening out there. What do we have to do to create jobs for the thousands, for those that run for a traffic position, that 30,000 poor people out there? The government cannot create these jobs. The government should make it possible for the private sector to expand and create these jobs. Currently, the government is interfering on every level of the economy, with affirmative action, with black employment measures, inflexible labour laws, with the trade unions, and while at the same time the trade unions, as far as I'm concerned, are chasing away investors. Example, the vehicle manufacturer Nissan gave only four countries, the opportunity to put in a bid to manufacture the new Datsun vehicle series. That's the opportunity. South Africa was a favourite to get the bid. Thousands could get jobs from the deal. As a result of the strikes, South Africa did not get it. The contract was given to India. Reality. The same reason the manufacturer of the new BMW 3 Series was not awarded to South Africa. Thousands more jobs opportunities were destroyed. Lonmin decided to sink a new shaft at Marikana. It will create 6,000 job opportunities. Due to the violent strikes, the project was cancelled. 6,000 job opportunities was lost. In these events that caused 6 people to die while they run for a position on the other side, and the government created that, is not our way of doing it. There are many more problems. I've not even mentioned service delivery, corruption, water pollution, and I can continue with that. What a sad story. What a sad story of missed opportunities. Maar die vraag is, maklik om dit te noem. Wat gaan ons maak? Wat gaan ons maak? So kan dit aangaan nie. Alles wat oor jare opgebou is besig om verlore te gaan, en jy weet waarvan praat ek. Mense reageer verskillend op hierdie krisisse. Sommige emigreer, en dan kan die syfer gee hoeveel is land uit. Ander onttrek hulle. Hulle sê, ek is klaar met die politiek, nou kyk ek net na myself. Ek sorg vir my eie ekonomiese oorlewing, en jammer, dit maak nie saak verder nie. Wat sê die Vryheidsfront? Vryheidsfront Plus sê, ons het net so belang, ons het net so reg in hierdie land, as elke ander Suid-Afrikaner, ons sal ons nie laat uitskuif, nêrens hier nie, ons het ook 'n reg. Van die ander werklikheid is ook 'n verdere feit, dat as die Suid-Afrikaanse skip sink, as ek die beeld so kan gebruik, die land, dan sink ons almal saam, of ons daarvan hou of nie, ons sink almal saam. Dit raak ons kinders, dit raak ons toekoms. Daarom is ons nie bereid om te gaan lê nie, want ons het ook regte. Ons staan uiteindelik op daai regte van ons. Ons staan met hierdie verkiesing op om getel te word, en dis hoekom ons hier is, en hoekom ons buitekant toe gaan, ons wil getel word. Maar daar is 'n voorwaarde. Dan moet elkeen wat kan, moet gaan stem. As jy nie gaan stem nie, moet jy nie weer by my kom kla oor die regering nie. Ek het hoefsel wat by my kom beklei, en dan sê ek, maar hy stem glad nie, wil niks in politiek te doen nie, maar hy stem nie om ons sterker te maak, om die geveg te kan aansit nie. Hoekom is dit belangrik vir elkeen om te gaan stem? Omdat, as jy as 'n oppositiekiezer nie stem nie, sê ek vir jou, jy bevoordeel die ANC. Eenvoudig is dit. Kom ek verduidelik dit vir u daar, en ook die mense daar buite wat nog dink nie verstaan uiteindelik. As ek dit met 'n eenvoudige som kan verduidelik, hoe werk ons kiesstelsel. En terwille van die voorbeeld sê ek, kom ons sê daar is net 10 kiesers in Suid-Afrika wat stem, net om die som maklik te maak. Onthou nou die persentasie wat 'n politieke party kry, word dan uit 10 uitgereken. Voorbeeld, kom ons sê die ANC het 6 stemme gekry, en die verskillende oppositiepartye het almal saam 4 gekry. Dan kry die ANC in die parlement 60% van die setels, die oppositie kry 40% van die setels, dis soos die stelsel werk. Nou bly een oppositiestemmer weg, Jan is nou kwaad vir die ANC, nou wil hy hulle straf en hy stem nie. Die ANC het nog steeds 6, hy het nie meer gekry nie, so hy het nog steeds 6, maar nie meer uit 10 nie, dis nou 6 uit 9 uiteindelik. Skielik het die ANC 66%, maar daar is net 9 mense wat gestem het, 3 oppositie, 6 aan hierdie kant. Nou sê ek vir die stelsel uiteindelik maak, as jy wegbly, eintlik help jy dan aan die ander kant die ANC.
Sonder dat iemand enige stemme by die ANC bygesit het die ANC skielik 6% meer parlementslede in die Kaap lei. Die wegblikkies se protesstem het die ANC van Zuma laat beter vaar. Teoreties kan hy nou die grondwet wysig met 'n 2/3 meerderheid. Niemand het meer stemme gekry het nie omdat oom Jan weggebly het. Wat gaan jy maak? Jy kan nie dit so toelaat nie. Gaan jy opstaan? Ja. Of gaan jy lê? Gaan jy stem of gaan jy oorgee uiteindelik? Ja, om Jan moet luister. Om Jan moet luister. Ek hoop hy is daar buite iewers daar alleen waar hy is. Sê hy luister om Jan. 'n Jong enkellopende ma wat besluit het om wel te gaan stem sê aan my en ek verstaan haar punt. Hy sê al die baie politieke partye maak my de mekaar. Vir wie moet ek stem? Ek sê van ek probeer dit maklik maak. Ek sê stem vir die party wie se beleid en waardes die naaste is aan dit wat jy glo. Jy gaan nooit 'n 100% party kry nie, maar wat die naaste is aan wat jy glo. Nou sê ek vir en hier is die Vryheidsfront se manifest. Die Vryheidsfront se manifest is die toets in elk geval. Ek sê toets jouself met hoeveel van ons voorstelle stem jy saam? Hoe verskil jou uitgangspunte en waardes van ons sin? Dis tog die toets. En as dit oorwegend dieselfde is, dan stem jy vir die Vryheidsfront plus, moenie vir ander partye stem nie. As jy verskil, stem vir ander. Kom ons neem 'n voorbeeld en toets jouself. Kom ons vat regstellende aksie. Ek het verlede week in die parlement ernstig met die president Zuma daaroor verskil en Anton daarna verwys. Wat sê die Vryheidsfront plus? Ons sê, ons glo dat na 20 jaar aan die 94, dit tyd is om regstellende aksie geleidelik nou uit te faseer en af te skaf. Ons het 'n voorstel ingedien dat alle vrygeborenes wat sedert 1994 gebore is, vrygestel word van regstellende aksie. Hulle is tog 'n nuwe geslag wat niks met verlede te doen het nie. Die president het gevra, hy sê ek moet die debat liewers los, ons moet die ding nie weer oopmaak nie. En hy sê die ANC glo dat regstellende aksie verskerp moet word. Nou sê ek vir u hier, en ek sê vir die president as hy dalk kyk vanoggend, ek sal dit nie los nie. Ek sê vir u, gaan vra daar buite, regstellende aksie op die oomblik skep nuwe onregte, maak mense van niets af kwaad, polariseer mense van voor af. Ek kry briewe van wit, bruin en Indiër jong mense wat my daaroor briewe skryf hoe dit hulle raak. Een skryf vir my en is feitelik hier as hy sê ek het 7 onderskeidings in matriek. Ek het 88% gemiddeld behaal. Sy wil graag 'n mediese dokter word, daar's nog altyd haar droom. Maar sy is afgekeur en die eenvoudige rede is sy is nie swart nie, word vir haar gesê. Sy is in 1996 gebore, toe die ANC alreeds 2 jaar geregeer het. Nou vra ek, waarom word daar teen haar gediskrimineer? Waarvoor word sy gestraf? Waarmee is ons besig? Artikel 9 van die grondwet, jy kan nog gaan kyk, sê elkeen is gelyk voor die reg. En die staat mag nie onbillik teen iemand diskrimineer op grond van ras, geslag, taal en so meer nie. Nou vra ek, waarom word daar teen haar gediskrimineer? Die rede, omdat daar ook 'n artikel 9.2 van die grondwet is. Die sê die staat kan spesiale maatreëls tref vir persone wat deur onbillike diskriminasie in die verlede benadeel is. Maar die verlede is nou wat? Sy is nou 96 gebore. Op grond hiervan word regstellende aksie dan geregverdig. En nou vra ek die vraag, vir hoe lank moet hierdie diskriminasie teen wit en bruin nog duur? En waarom word iemand wat in 1996 gebore is steeds benadeel? Ek het 'n ander brief ontvang. Dis 'n Indiër dame wat sê sy het aansoek gedoen vir 'n staatsdienspos. Sy was sonder twyfel die beste kandidaat, as ek reg onthou het sy 'n doktorsgraad gehad. Maar sy is nie aangestel nie. Hoekom nie? Omdat Indiërs slegs 2% van die bevolking uitmaak en daar net 10 poste is op daardie vlak, is Indiërs volgens die ANC-kwotas net geregtig op 'n kwart pos. En sy is nie 'n kwart mens nie, so sy kwalifiseer nie. Hoe gek? Waarmee is ons besig? Is dit waarmee ons besig is op hierdie stadium? Kom ons kyk na korrektiewe dienste in die Wes-Kaap. En ek weet Moira daarna verwys na die soort, ja, ek sê daarna verwys na haar toespraak. Waar swart mense op 'n kunsmatige manier van die noordelike provinsies af ingevoer moet word om bruin bewaarders te vervang, so die bevolkingskwota van die Wes-Kaap dan ook kanstig gestuur word om die nasionale een te weerspieël. Dan moet 80% swart bewaarders wees, dan mag net 9% bruin bewaarders wees in die Wes-Kaap. Dan is daar 60%, wat is hoeveelheid bruin mense in die Kaap is. Nou waarmee is ons besig? Wat 'n gekheid. Ek vra,
waarom moet kinders wat na 1994 gebore is, steeds op 'n vorm invul? Hy of sy is swart of bruin of wit. Hoekom doen ons dit? As hulle dan vir 'n beursaansoek doen of vir 'n werkaansoek doen, gaan vra maar vir die kinders te buite, hulle moet nog steeds doen. As jy wit of bruin en arm is, kry jy nie die beurs nie. Kan die voorbeelde noem. Jou ryk swart skoolmaat wat van graad 1 af by dieselfde skool as jy was, hy kry die beurs. Die feit dat sy pa 'n swart miljonair is, nou is baie van hulle nou daar buite, speel geen rol nie. Want net slegs ras word oorweeg. Ek sê vir die, dis 'n krisis en is gek. Nou moet ek bysê, my teleurstelling was baie groot, dat die DA ons nie in die parlement in hierdie geveg teen die ANC gehelp het nie. En hulle het ons nie gehelp nie, omdat hulle ook regstellende aksie ondersteun en sê hulle dink die goed is reg, dit moet so gebeur. Wat sê die Vryheidsfront Plus? Ons sê, 'n kind wat goed op skool vaar en nie geld het om verder te studeer nie, moet gehelp word. Of hy swart, bruin, wit, maak nie saak wie hy is nie. Maar ek sê daarmee saam, so 'n persoon se toets behoort te wees, wat is sy ekonomiese posisie? Dis tog die toets uiteindelik. En dit moet as riglyn gebruik word. Wat is die inkomste van sy maale? Wat is sy situasie? Dis hartseer as hy nie kan vorder nie. Hy's intelligent, hy het onderskeidings gekry, maar net sy ras word gebruik. Kom ons lê ekonomiese toets aan na 20 jaar. Dis tog korrek en die maklikste. Kom ek lees vir u uit die manifest eintlik en jy kan kyk op bladsy 18 uiteindelik. Dan sê ek, onder Afrikaners, bruines en nie swartes word 'n nuwe geslag verbitterde mense geskep. Mense wat volgens enige middele toets, dis nou ekonomiese toets, vir hulp kwalifiseer en die potensiaal toon om te presteer, word op rassegronde oorgesien. Bladsy 18 het ons manifest. Terwyl die ANC die vereistes vir herstellende aksie wil verhoog en boonop deur ander oppositiepartye daarin versterk word, staan die VF+ gevolglik onomwonde daarvoor dat dit geskraap word. Dis staan in die manifest. Nou sê ek, as jy glo, regstellende aksie moet steeds voortgesit word, met ras as die enigste toets, dan is dit jou keuse. Maar dan stem jy vir die ANC of jy stem vir die DA. As jy daarvan verskil, dan stem jy Vryheidsfront Plus, dis tog soos demokrasie werk. Kom ons kyk na grond as 'n ander saak in die manifest. Ons sê ons het verlede week ernstige botsings in die parlement gehad tussen die Vryheidsfront Plus, die ANC en die DA oor die saak. Waaroor presies het gegaan? Dit het gegaan oor die wysigingswet wat nuwe grondeise vir die volgende 5 jaar weer moontlik maak. Dit het niks met die Khoi en die San se grond te doen nie, want hulle eise kom van voor 1913 af wat deur hierdie wet uitgesluit word. Vir 'n tydperk van 4 jaar tot 1998 kon enige persoon 'n grondeis instel vir grond wat hy reken na 1913 van hom weggeneem is. Nou totaal van ongeveer 80.000 eise is ingestel. Nou hierdie eise wat my betref, het landboubedrywighede in groot gedeeltes van die land tot stilstand gedwing. As jy eise op jou grond het, kan jy die grond nie verkoop nie. Jy kan nie uitbrei of belê nie. Jy kan niks met jou boerdery verder doen uiteindelik nie, want jy kan dalk jou grond verloor. Dan wag jy in onsekerheid vir jare voor 'n eis afgehandel is. Na 10 jaar is in talle gevalle bevind dat die eis nie geldig was nie. Die landbouers se verliese as gevolg van die 10 jaar uiteindelik word nie deur die staat terugbetaal nie. Nou sê ek vir vandag, 16 jaar later, is ongeveer 95% van hierdie eise afgehandel. Dit het belastingbetalers miljarde gekos. Gelukkig is die einde in sig en kan die landbou na normaal terugkeer. Of so het ons gedink. Nou skielik voor die verkiesing kom die ANC met 'n wysigingswet uiteindelik om die eiseproses van voor af weer te heropen. Nou sê ek vir u, die boere maak 95% van ons kos. Suid-Afrika eet van die boere af 5% is nie die kommersiële boere uiteindelik nie. As hierdie eise weer oopgestel word, gaan die landbou vir die volgende 20 jaar verlam wees. Dit bring al die onsekerhede weer terug op hierdie stadium. Nou sê ek, on the other hand, sir, reality. The ANC is creating new expectations with a lot of people out there hoping they're going to get something.
Some 380,000 new land claims are likely to be submitted. This could cost the state about 180 billion rand to settle these. Now, the restitution budget of the government is roughly only 3 billion a year. How then is the state going to find the money to settle all these claims? As al hierdie nuwe verwagtinge sê ek vir nie vervul kan word nie, is dit die recept vir 'n revolusie, creating expectations and not being able to fulfill them. That's a revolution at the end of the story. Nou sê ek vir in die parlement was die Vryheidsfront Plus die enigste party wat om teen die heropening van die grondeise uitgespreek het. Die ANC en die DA is ten gunste van die heropening. Nou sê ek vir die is geen wonder dat Leopold Scholz in die Burger skryf dat dit steeds moeiliker word om prinsipiële verskille tussen die DA en die ANC te vind. Hy sê hulle lyk al meer soos DA en ANC light. Nou sê ek, as jy ten gunste van die heropening van grondeise is, dan stem jy vir die ANC en jy stem vir die DA. As jy daarteen is, dan stem jy uiteindelik vir die Vryheidsfront Plus. Meneer, ek sê, as jy saamstem met alles, dan moet jy vir ons stem. My oom sê vir my, hy sê, dis alles baie mooi, maar julle kan nie alleen die ANC wen nie. Dis waar. Vryheidsfront Plus kan nie alleen die ANC wen nie. Maar ek sê vir u, ook so kan Cope uiteindelik, of die EFF kan nie alleen die ANC wen nie. Ook nie die DA nie. Ook nie die DA kan die ANC alleen wen nie. Die DA het laas 16 stemme gekry. 16% gekry teen die ANC se 65%. Hulle teiken vir verkiesing, hierdie verkiesing sê hulle, is ongeveer so 20% sê hulle op hierdie stadium. Nou dis ver vanaf 50%. Maar al die oppositiepartye saam kan die ANC wen, sonder twyfel. Samewerking tussen oppositiepartye is noodsaaklik om die ANC se dominante posisie in die Suid-Afrikaanse politiek te kan beëindig. Die groot vraag is, watter tipe samewerking die beste is om hierdie doel te bereik? Die DA-model is om ander partye in te sluk, terwyl die DA steeds sy identiteit bou, dis waarmee hulle besig is. Ons het dit gesien met die OD van Patricia de Lille, wat dit so gedoen het. Meestal slaag hierdie metode slegs om die leiers te akkommodeer, sonder dat die volgelinge in groot getalle die samensmelting steun. Dis die moeilikheid. Die mislukking van die DA-gang samensmelting bewys dit. Hierdie DA-insluk van partye maak het baie anti-ANC stemme verlore gaan, van OD en aganglede wat nie daarmee saamstem nie en dan buitestemming bly. Nou sê ek vir ons durf geen oppositiestemme verloor nie. Ek sê vir die VF+ manier is beter. Elke party behou sy waardes en sy identiteit en ek kry so maksimaal sy ondersteunings by die stembus om dan in 'n koalisie na die verkiesing met ander saam te werk teen die ANC. Sonder die Vryheidsfront sê ek vir die ACDP en ander partye se samewerking op hierdie wyse. In Kaapstad was mevrou Zille nooit 'n burgemeesterkandidaat in 2006 nie. Ons koalisie saam met hulle het dit gemerk en ons het dit weer so doen ongeag wat die DA sê. Hierdie is ook die wyse waarop die kollektiewe demokrasie, jy kan kyk op bladsy 8 van ons praat ons daaroor, uiteindelik werk met Cope, die Vryheidsfront, IFP en ander partye wat saam daar tot stand gekom het. Minderheidsregte, wat vir die Vryheidsfront belangrik is een van die 20 beginsels waaroor ons saamstem in die kollektief. Sê tans vorm ons 'n blok van 58 setels in die parlement en ek sê vir hierdie is 'n wen-wen manier. Ek moet afsluit, hulle sê die tyd raak, maar ek het so baie nog om te sê en eintlik en ek wil vanmôre nog mooi dankie sê vir haar mense wat saam is hier en vir hulle ondersteuning en vir haar woorde wat sy ons toegevoeg het. Ons gaan saam beklei vorentoe wat die ANC betref, wat hulle sake betref. Ek het 'n brief van 'n jong man van die buiteland gekry. Hy sê ek gaan hierdie verkiesing Vryheidsfront stem want julle praat nie, julle doen ook.
Nou kom ons hou 'n vasvraag, as ek 'n vasvraagprogram soos op televisie uiteindelik kan hou. En ek vra die vraag: watter politieke party veg reeds die afgelope 10 jaar in die parlement vir die Transnet pensionarisse wat verarm is deurdat hulle net 'n 2% verhoging elke jaar gekry die afgelope tyd? Dis die Vryheidsfront Plus. Die saak het ons nou oorhandig aan 'n onafhanklike regspan en dit lyk of dinge daar gaan begin vorder dat die saak gaan voorkom. Tweede vraag: watter politieke party het 'n klagte by die Menseregte Kommissie gelê oor die opswepende Kielderboer slagspreuke wat ANC-leiers soms gebruik? En daarin geslaag dat dit haarsprake is, die Vryheidsfront Plus. Nou, derde vraag. Ek sê, Suid-Afrikaners wat die regstellende aksie en ander maatreëls in die buiteland gedryf is, kan vanjaar stem. Watter party het tot in die Grondwet Hof geveg om dit moontlik te maak? Vryheidsfront Plus, en ons het gewen uiteindelik daar. Ek sê, watter party het die Oilgate-skandaal in die parlement ontbloot, wat gelei dat die ANC miljoene moes terugbetaal? Vryheidsfront Plus. Watter party het 'n klag toe die Menseregte Kommissie en die Verkiesingskommissie gelê oor die baniere? Gaan kyk die baniere wat Julius Malema wys by sy vergaderings, wat skrikwekkende goed, revolusie praat, wat uiteindelik praat oor moord en haat daarmee saam. Vryheidsfront Plus het klagte gelê, ons wag vir 'n antwoord daarmee saam, dit moet nou kom een of ander tyd. Watter party was eerste met 'n petisie teen eettol in Gauteng en is steeds besig met elke moontlike manier om dit te probeer stop? Vryheidsfront Plus. Ek sê, net een party het nog 'n toekenning van die Pan-Afrikaanse Taalraad gekry, omdat hy nie net Afrikaans nie, alle tale uiteindelik bevorder. Vryheidsfront Plus daarmee saam. Watter party het in November verlede jaar 'n suksesvolle konferensie oor minderhede in die parlement aangebied, waar ons die Khoi en die San en die Bruin Belangegroep en Afrikaners met mekaar gekry het om die saak op die tafel te sit, te sê, moenie ons ignoreer nie, ons is hier, ons gaan nie weggaan nie. Vryheidsfront Plus. Hulle sê my notas hier, ek moet klaarmaak en ek is nou eers warm en nou eers gereed om aan te gaan. Ek sê vir hoe kry ons dit reg? Omdat ons 'n span het hiermee saam wat ek oor trots is. Jy weet, die top 10 kandidaate op ons lys wat ek gaan kyk, het oor die 100 jaar politieke ervaring daarmee saam. Met so 'n span kan jy veg, al is jy min, al kante toe. Voorsteur, volgende week maak die parlement klaar en ons hou afskeidstoesprake. Nou sê ek vir die Vryheidsfront gaan nie in die parlement afskeidstoesprake hou nie. Hoekom nie? Omdat ons na die verkiesing gaan terugwees in die parlement met baie meer mede as ons nou het uiteindelik. Maar ek sê, dit gaan van u afhang. Ons gaan terug om die debatte te gaan klaarmaak waarmee ons besig is. Ek vra vir u staan op, saam met die Vryheidsfront Plus en gaan stem in hierdie verkiesing om ons sterker te maak. Daarsonder kan ons nie beklei daarbo nie. Staan op en sê het genoeg gehad van misdaad, moord en korrupsie. Staan op en sê saam met ons, is moeg vir die wyse waarop regstellende aksie teen ons kinders onbillik gediskrimineer word. Staan op en sê dat selfbeskikking, federalisme die manier is en die enigste manier is waarop hierdie land se probleme opgelos gaan word deur vir elke samelewing, elke groep 'n plek in die son te kry dat ons in harmonie kan saamwerk eintlik. Dis die manier. Kom ek sê, en as jy dit alles klaar gedoen het, dan sê ons as swak mense, ons het ons bes gedoen, ons het menslik gewys gedoen wat ons kan, en dan lees ons die Bybel, Efesiërs 1, wat sê, God sê dat hy alles laat gebeur, volgens sy raadsbesluit, en dan berus ons ook daarby as Christene en mense wat weet. Daarom sê ek vir ons kan maar net bid, God, ons verstaan nie altyd die planne met ons nie, in Suid-Afrika nie, maar ons vertrou dat u alles in u hand hou, ook ons toekoms, ook ons kinders se toekoms. Ek sê vir u baie dankie.